My liewe vriende, laat ons aanhou om mekaar lief te hê, want liefde kom van God af. Aan liefde ken 'n mens die kinders van God uit, want hulle ken hom goed. God is liefde. Iemand wat nie lief het nie, weet niks van God nie. Goddelike liefde lyk so. God het sy unieke seun na die wêreld gestuur om vir ons die ewige lewe te kom gee. Dit is die soort liefde waarvan ek praat. Dit gaan nie oor die liefde waarmee ons God liefhet nie. Nee, dit gaan oor die liefde waarmee God ons liefhet. Hierdie liefde het gemaak dat hy sy seun gestuur het met 'n doel, om te sorg dat al ons sondes vergewe word. Liewe vriende, God het vir ons gewys wat ware liefde is. Ons behoort mekaar ook so lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie. As ons egter mekaar lief het, kan mense God in ons lewens sien. Sy liefde blom in ons, soos hy bedoel het dit moet wees. Dit is vir ons die bewys van die intieme verhouding wat tussen God en ons as sy kinders bestaan. God het sy gees in ons laat werk. Ons het alles gesien en kan dus verseker sê, die Vader het sy seun gestuur met die doel om die mense op aarde te kom red. Iemand wat dus bely, Jesus is die seun van God, leef intiem saam met God en God saam met hom. God het ons lief, ons weet dit en ons glo dit. God is liefde. As daar dus liefde uit jou lewe straal, vertel dit hoe naby jy aan God leef. As jy nou wil lekker lag en jou kinders ure lank besig hou, is daar 'n paar dinge wat jy nodig het. Die eerste ding wat jy nodig het, is 'n hond of 'n kat. Die tweede ding is 'n spieël. Dan vat jy daardie spieël, jy laat die son in hom weerkaats en skyn hom teen 'n muur vas. En dan gebeur hierdie ding dat die kat of die hond dan begin om hierdie ligkol te jaag en hy kan hom net nie vang nie. Nou in hierdie gedeelte wat ek en jy vandag saam gelees het, gaan dit juis oor die liefde. En ek besef net al hoe meer dat mense ook in twee kategorieë verdeel kan word. Aan die een kant is daar die wat fokus op God en dan, omdat hulle spieël skoon is, skyn God se liefde so deur hulle lewens in dit wat hulle doen en dit wat hulle is, dat hulle oral ligkolle gooi. Ongelukkig is daar ook 'n ander klomp mense, daardie mense wat soos die kat en die hond altyd agter die ligkol aan hardloop, dit probeer vang, dit probeer hulle eie maak. Om te ontdek dat liefde nie iets is wat buite jou is nie, nie iets wat jy gevang kan kry nie, nie iets wat sommer net gebeur nie, maar dat liefde se beginpunt is in die een wat die liefde is, en dit is God. Het jy gehoor hoe mooi word liefde beskryf in die gedeelte wat ons gelees het? Dat liefde juis daarin geleë is, dat God sy seun gegee het, gestuur het. So liefde kan net wees wanneer ek en jy bereid is om buite ons comfortzone te gee sonder om iets terug te verwag. Een van my gunsteling skrywers is Leo Buscaglia. Leo Buscaglia het bekend gestaan as The Love Doctor. En op 'n stadium moes hy stories beoordeel oor die liefde. En 'n mamma het die volgende storie ingestuur om vir ons die hart aan te gee van wat ware liefde regtig is. Sy het vertel hoe dat hulle bejaarde buurman se vrou oorlede is. En Naomi het buite in die tuin gesit en hartverskeurend gehuil. Haar 4-jarige seentjie het omgestap na die oomie toe en op sy skoot gaan sit en net daar gesit. Toe hy terugkom by die huis, het mamma vir hom gevra, "Skarrebol, nou wat het jy vir die oomie gesê toe hy so hartseer was oor die tannie wat dood is?" Hierop het die 4-jarige seentjie geantwoord en gesê, "Mamma, ek het niks vir hom gesê nie, ek het hom net gehelp om te huil." Buite sy comfortzone, nie geweet wat om te doen nie, maar net in sy wees, sonder om iets terug te verwag, was hy liefde in aksie. Kom ek en jy leef met 'n wakker oog, om ook te sien waar ons vandag God se liefde saai, tot sy eer kan saai.